Geliefdes, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Jy is stil vanmôre. Dit is net ek wat lewe. Nee mense, ek moet nie meer op nag sit in die koue nie. Mense is er op moeder een bietjie langer staan. Vooral mense besluit besef dat ek kan 'n bietjie weer vir hulle lewe kry. Want ons is ook op begrafnis hier. Regtig op 'n begrafnis soos ons stil. Maar gelukkig is nie te min afkondigings per week gemaak, het ek gesien daar, het ek organisasie die professor Erik, woensdag by ons studie, swaai, terug aan deel by inkomste 1700, 5 uur, geliefdes kom op. Dis lekker. Sondagoggend erediens, pastoor Marius steeds, dagmôre, pastoor Buys, sondagoggend evangelisasiediens, pastoor Andre Boesek, verjaarsdag geen hoor, hierdie week is ek op die dier. Pastoor Erik vir jou. Wat daar sê? Prys die Here, ons gaan nie met die Here is, ons gaan nie. Prys die Here. Ons het ook moet so klaar. Sodat die naam Here opnuut in ons lewe, Here, dat die vlam kan gee, dat mense kan sien U die Here lewe. Ek bid en bly dit met julle dank sê. Amen. Amen. Amen.
on your shoulders. Dit skoon was. Geliefdes, ek wil net die boodskap oor die persoon. Ons het op ons die boodskap oor wat ek kom op hier. Titel vanmôre. Ek het 2 titels. As die waarskuwing uit die Bybel uit. Ons as gelowiges ook 'n waarskuwing. Dat ons nou gesed moet wandel. Want ons elke dag moet afhanklik wees van die Here af. En jy weet, vir my was het nie maklik om hierdie skrif voor te berei nie. Ek word gistermôre wakker met 'n droom. Elke keer as ek hierdie droom, as 'n mens so 'n droom kry, 'n droom van slange. 'n Droom van verskillende slange, maar dit is op 'n plek waar mense altyd deurgestap met lieflike, pragtige tuin. Ewe skielik kom die klomp slange, maar elke keer 'n ander kleur. En ek het geworstel en sê, Here, wat is dit? Gisterand toe ek in die stort ingaan, en toe praat die Here. Sê die Here, ek wil hê jy moet daaroor praat vanmôre.
net so 'n inleiding gee. Dat die vyand is oor ons besig. Jy dink jy hom oorwin, dan kom hy op 'n ander manier. Elke keer kom hy en dit lyk of hy met woede kom. Al die dinge wat rondom ons gebeur, is skrikwekkend. Ek gaan 'n paar goeie gee vandag wat my hart geraak het. Jy weet, as ons 'n waarskuwing van die Here ontvang het, dan sê die Here vir ons, my kind, ek is lief vir jou, ek gee hom vir jou. En ek wil nie hê die liefde moet na jou toe kom. Maar baie keer gebeur dit kom na ons toe. Maar die oorwinning wat ons het in Jesus staan is so groot. En as ek 'n paar plekke moet sê, ek wil Efesiërs 5 vers 14, en ek wil hê jy moet hierdie skrif probeer lees. Hy sê daar, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dood. Baie mense moet wakker wees vir wat rondom ons aangaan. Ek het geween voor die Here toe ek hoor wat in die land aangaan. Wat oral in die wêreld aangaan. Dan skrik 'n mens, dan besef jy. Julle wat aan CPF behoort. Ja. As 'n wet, nuwe wet in die parlement wat hulle nou gaan bevestig en vasmaak. En ons as kinders van die Here moet bid daarteen. Hulle gaan nie toegelaat word om pepperspray of enige gas of niks te dra nie. Dit gee die vyand net meer krag. En kom elke keer op 'n nuwe manier. Wanneer hulle sien, jy ons behalwe sukses bokkant die polisie. En hulle is dubbel soveel mense, hoeveel mense behoort aan CPF. 60.000 dink ek, en die polisie is maar 30.000. En dit laat my besef dat die koms van die Here is baie naby. En jy weet, die Here praat op verskillende maniere. My eindige boodskap vanmôre is in Daniël hoofstuk 5 vers 24. Terwyl Belshazzar hulle fees gevier het, toe kom daar 'n hand en die skrif is teen die muur. Dis my enige boodskap, die skrif is teen die muur. Vir Suid-Afrika, vir die hele wêreld. Oral. Gelukkig het ons nog die oorlog vrygespring. Deur God se liefde en genade vir die volk in Suid-Afrika. Vir die kinders van die Here wat nog uitroep na hom. En ons sien in hierdie boodskap dat Daniël, die Godsman wat hy is, hy was geroep toe die koning, terwyl hulle fees vier, toe kom daar 'n hand, en die hand skryf teen die muur. En die hand gee hierdie woorde wat hy geskryf het, en hulle kon dit nie geweet, hulle het nie geweet wat dit beteken nie. En as jy in Daniël gaan lees, en dit hierdie koning was baie vreesbevange. Vir die wêreld en die ongelowiges is dit 'n vreesbevange oomblik. Maar vir ons wys dit net nader en nader aan die Here. En aan sy hemelse plek wat hy voorberei het vir ons. Terwyl
koning hierdie woorde lees, mene tekel, Uba Farsen. Hierdie woorde, hy kon dit nie verstaan nie. En hy het al die wyse manne geroep, maar niemand kon dit uitleen nie. En toe onthou hy van Daniel. In tye van nood moet hulle op ons kan druk. Moet hulle sê, maar daar, ek ken hom tres, hy bid vir die siekes. Of hy bevry die mense van duivels in die huis. Roep hom. In tye van probleme moet hulle op ons roep. Soos hulle met Daniel gevra het. Daniel het hierdie boodskap uitgelê. Hy het gesê, o koning, God het die koningskap getel. En hy sê hierdie woorde vir hom, hy sê, mene, beteken God het die koningskap getel, maar in die oorspronklike mene, sê dit 2 keer. God het jou koningskap getel. God het jou daar op aarde getel. Omdat jy in jouself verheerlik. Hulle het ook die tempelfase wat hulle vir nagmaal gebruik het. Of vir die Paasfees uit die wyn daarin gegooi. Bespotting gemaak van die Here. En toe hy dit sê, koning spierwit geword, sy gelaatskleur het verander. En toe sê hy vir hom, die eerste woord was herhaal. En leer ons Godse woord, ons nie Mattheus 18 vers 19-20, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Daar is 'n woord bevestig. En hierdie man van God, Daniel, hy sê, U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Hoe gaan die Here ons vind? Ons is omring deur die wêreldse gesindhede. Omring deur verkeerde gedagtes en mense rondom ons. En ons word aangeval op verskillende maniere. En baie mense wil nie meer kerk toe kom nie, want hulle kyk na die kinders van die Here. Mense ons self ondersoek en na ons self kyk. En God sê vir hom, en dit is God se oordeel, die koninkryk is verdeel en aan die Mede en Perse gegee. Ons bou 'n koninkryk op, maar skielik is dit weg. Maar die beste wat ons kan doen, is om op die Here te vertrou. God se oordeel. Dis vreeslik, sê die Bybel, om in die hande van die lewende God te val. Amen. As hy daai oordeel op jou gekry het. En in dieselfde nag is Belsasar die koning van die Galdeërs oorlede. Ek wil vir julle sê vanmôre, die skrif is teen die muur vir Suid-Afrika, behalwe as ons bekeer. Behalwe as ons in ons kamer gaan en ons toesluit en ween voor die Here. God het sy mense, sy kinders, wat hy gaan beskerm. En hierdie hand wat teen die muur geskryf is, ons kyk bietjie wat sê die Bybel van dit. Regswoorde 34
36 sê Moses vers 28, die Here het met sy vinger die woorde van die wet geskryf. En hy deur die Heilige Gees gelei, deur mense wat gevul is met sy God se Gees, toegelaat dat ons die woord van die Here kan hê. Psalm sê, 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En daarom mense, moet ons luister wat sê die woord van die Here. En Johannes 5 vers 46 sê Jesus self dat die skrif van die profete en sê hulle het geskryf oor my toe die Fariseërs uitgedaag het. Maar julle wil nie luister nie. En nog 'n plek, almal baie bekende gedeelte in die Bybel, Johannes 8, vers 8. Toe hulle daai vrou wat in oorspel gevang is, en die Fariseërs, hulle bring haar na Jesus toe. Hulle sê die wet sê, so iemand moet gestenig word. En toe gaan Jesus, en hy gaan buig neer, en hy skryf. En hy staan op. En hy gaan weer 'n keer, 2 keer, en hy skryf weer. En hy sê vir hulle, toe hy opgestaan het die 2de keer, toe sê hy vir hulle, julle wat die sonde het, gooi die eerste klip. Amen. En hy het daar op die staan gestaan. En toe hy sien, toe loop hulle allemaal 1 vir 1. Dink hulle was op 8 gewees, weet ek nie hoeveel. Maar hulle allemaal het een pad. Want ons allemaal is vol sonde. En Jesus het vir haar gesê, gaan en sondig nie meer. Jou sondes is vergewe. En sy het gegaan en vir almal vertel. Ons het 'n storie om te vertel vir ander mense. En jy weet, nou die dag 'n boodskap gehoor wat my laat baie dink het. En as mense miskien vanmôre luister, wil ek hê julle moet hierdie boodskap uitdra. En al hierdie plaasmoorde wat plaasgevind het, en ek praat oor die land Suid-Afrika en ons wat hier woon. En baie besluit om weg te gaan. Want die Here het ons hier geplaas met 'n doel. Want as baie ander kleuriges wat net soos ons voel oor dit. Ons is nie alleen nie. Want God is saam met ons. Dat hulle die plaasmoorde gevat het en keel afgesny het en geskiet het. Maar die ergste van alles is 'n 12-jarige seentjie. Het hulle onder te bo groot pot water gekook en sy kop eers gedruk in die water, want hy vel afgekom het. Dat hulle met bloed teen die mure geskryf het. Daarom vanmôre wil ek sê, dis nie 'n maklike boodskap nie. Maar dis 'n boodskap wat ons moet luister. Al die dinge wat gebeur. Jy weet, ons is almal deur in die koue tyd, dat almal moet maskers dra en verskillende dinge. Maar dit wat nou gaan gebeur, van die koue tyd soos 'n piknik laat lyk. Want die Here is besig om oordele. En elke keer kom 'n ander duiwel uit. Om ons te toets, om te kyk waar lê ons superioriteit. Daarom gee ek hierdie waarskuwing vir julle vanmôre, dat julle moet luister.
Jy weet, Belshazzar het op sy pa gereken. Ons weet van Nebukadneser, wat hy later gras moes eet, dat die Here hom verneder het, totdat hy erken het, die God van die hemel is die enigste God om te aanbid. En daarom hierdie môre moet ons luister wat sê die woord van die Here. Ons moet luister na God se oordeele. En ek wil vanmôre vir julle sê, as op baie dinge wat ons regering nie erken nie, maar God is besig om met hulle te werk. Ons los hulle in die hande van die lewende God, want dit is vreeslik. Ek weet, jy gaan 'n herlewing kom in hierdie land. Jy gaan 'n verandering wees. En die mense wat vanmôre is, gaan getuig van die grootheid van ons God. Hy laat hom nie bespot nie. Jy weet, toe ek net so tot bekering gekom het, en ons het eendag ons het voortyd gewerk daar by Fort, en ouer met hierdie groot blaasvlamme, het hy goede van die pynshop afgebrand, skoongemaak, wat hy moes aan gewerk het. Maar dit was vol verf. Toe roep hy my daar in die welding by, toe sê hy, jy is mos 'n kind van die Here. Ek kan jongens nog maar brand, jy gaan niks voorkom. Toe spot hy. Toe sê ek, weet jy wat, Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê, God laat hom nie bespot nie. Net wat jy saai, sal jy maai. En wat ook al hulle sê. En ons, vanmôre, ek het nie 'n lang boodskap nie, maar 'n waarskuwing vir ons almal, dat ons moet gereed wees vir enigiets wat gebeur. Soos hy slange enige plek het uitgekom. Maar die wonderlikste in hierdie droom het gedroom, ek het niks oorgekom. Maar ons moet wakker wees. En dan wil ek hê, ons moet Efesiërs 5. Ek wil net 'n gedeelte lees vir julle. Ek wil sien wat sê God se woord, hoe ons moet wandel. Hier is nog nie baie van binne Bybel. Volgens de Afrikaanse Bijbel. Als hij zei, laat niemand met ijdel woorden, vers 6, verlei nie, want daardeur kom die toorn van God en die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër van julle duisternis was julle duisternis, maar nou is julle in die lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik, selfs om te noem, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. En dan hierdie gedeelte pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
Ons aanvaar hierdie waarskuwing uit die hemel uit. En in Paulus se tyd, toe hulle gepreek het in 70 jaar na Christus, toe is die hele Jerusalem vernietig. Die tempel is afgebreek, en dan nie eers een steen bo op die ander gewees het. En die mense is doodgemaak. Die tyd van Zeus. Dat hulle so ver gegaan het, om die kinders van die Here, die Christene, van daai tyd, na hulle 'n groot party, 'n paviljoen, wat hulle gebou het. En wat gebeur? Dat hulle die kinders van die Here as fakkels gebruik vir lig in die stadion, om hulle uit te brand. Ons hoor van die tyeermoorde hier in Suid-Afrika. En wat gebeur het? Dit is nie iets niets nie. In die Bybelse tyd het hulle ook. En dan het Jesaja die profeet, almal wou profete wees. Het hulle gevat en het hom onder sy boog hang. En het hom in die middel deurgeslag. Met 'n groot eiband gehad. En as dit gebeur, dat ons moet uitgedaag word, wie gaan ons kies? In die tyd van die riots het so ontdekking gegaan, was baie moeilik. Ek het my lewe op die spel geplaas. Maar hierdie tyd is sterker. Wat ons nou moet gaan. En Jesus se koms is voor die deur. Ek wil nog uitgebrei oor die anti-kris, maar ons kan dit op 'n ander deel. Maar weet jy wat? Hulle sê die mense gaan die merk van die bees baie maklik aanvaar. Maar ons as kinders van die Here gaan nie daai proses op ons hand of voorhoof wat inprint. Maar hulle gaan dit op 'n manier doen soos die COVID. Almal het geval daarvoor. En nou sterf die mense as gevolg van inspuitings. Jammer om te sê. Maar dit is waar. Die skrif is teen die muur. Wat doen ons? Wat gaan ons doen?
die Here is. So vra pastoor André, bid asseblief vir ons as huisgesin, dat ons herlenig sal word, hulle wat op hulle is, en hulle wat nog nie reg is met die Here nie. En die Here sal ook beskerm en sal bewaar. Party is in Engeland, party is ander plekke. Party wil nie die moeder en vader erken. Ons drie eenvoudig. Ons maak die oor. Here, ons kom vanoggend voor die aangesig van U. U wat die God van die heelal is. U wat die verlosser en saligmaker is. Here, wie sy seun gegee het om te sterf op Golgotha. Here, as ons deur hierdie gemeente loop en ons kyk so deur, ons sien moeders wat hier sit. Ons sien vaders wat hier sit. Ons sien geliefdes wat hier sit in hierdie oggenduur. Maar langs hulle sit 'n bekommernis wat nie saam met hulle is nie. 'n Kind wat uitgeval het. 'n Kind wat onttrek het in die huis van samenkoms. 'n Kind wat moeg geraak het vir die dinge van die Here, wat die plesier van hierdie aarde bo U gekies het. Want U sê in die woord op, wie hom vervloek is hy, wat hierdie wêreldse plesier bo my verkies. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Here, en daarom roep ons hulle in, selfs ek en kinders wat in oorsee is. Ons roep hulle in na die huis van samenkoms. Ons roep hulle terug na die voetbank van die Here. Here, al is dit in die ooste, die weste, die suide of die noorde, roep ons hulle in om U te dien in gees en in waarheid, Here, om oor te gee aan U. Hierdie bekommernisse van die mense in hierdie land, Here, lê ons by die voetbank neer, want ons kan nie U dien met bekommernisse in ons gedagtegange nie. En daarom moet hierdie gedagtegange skoon wees, dat die gees van U in werking kan kom. Dat hierdie kanale kan skoon wees, dat die gees 'n werklikheid kan word in elke kind van U se lewe. Ons weet, ons is mens, ons fouteer, want daar's 'n verskil tussen opsetlike sondes in ons lewe. En daarom ons het bestraf in hierdie oggend hier voor die aangesig. Ons wil hy kragtige naam inroep, Here, om oor die mens te gaan in hierdie gemeente. Dat hierdie mense gedagtegange sal oopgaan om die werklikheid te sien aangaande hierdie evangelie. Dat hulle kan sien, hier staan dit geskrywe. Want wat by die geestesmense ingaan, die oog kan nie alles ander plekke heen gaan nie. Dat hulle kan toepas wat geskrywe staan. Want om op hierdie smal pad te bly, is dit die woord van U wat ons toepas elke dag in ons lewe. Want ons kan nie sonder U. Ons kan nie sonder U sterf wees. Ons het U nodig elke dag. En soos die Godswoord gesê, ontwaak julle wat slaap. Ontwaak, want ons is in 'n tyd wat ons moet wakker wees. Wat ons die woord moet toepas elke dag. En 'n man wat ontwaak is en 'n vrou is waar die woord toegepas word elke dag in sy lewe. Om te sê, soos Jesus gesê, daar staan geskrywe. En daarom moet ons die skrif in werking bring om die bose te bestraf. Ons dank U, Here, wat U gaan inbring. Ons dank U wat U hulle heeltemal gaan verander. Ons dank U wat ons weet in hierdie oggend U, dis die God wat ons aanbid. Want U het nog nooit 'n gebed weer teruggestuur nie. En ons dank U, U tyd is altyd die perfekte tyd. En dat U al die lof en die eer sal ontvang. En dieselfde soos ons mens hier binne, dat ons sal minder word, sodat U kan meer word in ons lewe. Al die lof, die eer neer binne, om U te eer. Amen. Moeder van die Seun van die Here aan die vrede. Nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons bly met ons, en nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen. Broers en susters, ons kan hierdie offer aan ons opneem.